Gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is my voorreg om jou vanoggend welkom te heet hier in ons tent van ontmoeting, in ons virtuele ruimte waar ons saam kuier en saam die erediens beleef. En ek hoop en ek bid dat jy vanoggend ook die Here se teenwoordigheid hier sal beleef. Ons vertrou dat die reeks tot dusver ook vir jou tot groot seën was, dat dit jou lewe, jou geloof tot dusver verryk het. Ons het nou al gehoor dat God diep asemhaal, dat hy rustig asemhaal, en vanoggend gaan Willem vir ons voor met God wat ritmies asemhaal. Maar voordat ons daar kom ons word stil en ons luister na die volgende woorde uit Psalm 119 vanaf vers 89. Vir ewig, Here, staan u woord vas in die hemel. Van geslag tot geslag duur u trou. U het die aarde gevestig en dit hou stand. Volgens u beslissings hou dit vandag nog stand, want alles is u diensknegte. As u wet nie my vreugde was nie, sou ek in my ellende vergaan het. Tot in ewigheid sal ek u opdragte nie vergeet nie, want daardeur het u my lewend gemaak. Aan u behoort ek. Verlos my, want na u opdragte streef ek. Goddelose mense wag my in om my te vernietig. Oor u bepalings dink ek na. Ek het gesien dat alles wat volmaak is 'n grens het, maar u gebod is sonder grense. Gemeente, dit is hierdie Here wat jou groet vanoggend. Die Here wie se getrouheid stand hou van geslag tot geslag. Wie se ritme oor generasies, van generasie na generasie kom en gaan. Hierdie Here sê vir jou genade en vrede van ons drie enige God. Amen. Gemeente, daar is enkele aankondigings wat ek net met u wil deel, goed wat ons voel belangrik is, wat u moet weet hierdie week. Die eerste daarvan is dat die kinders en die tieners ontvang ook tydens die reeks video's. So as jy dit nie ontvang nie, kontak asseblief jou kategeet, sodat jy ook kan inskakel by die reeks vir die kinders en die tieners. Dan het julle al gehoor van ons deurry ete, ons drive-through ete, en ons is baie opgewonde. Op die 30ste Augustus gaan ons dit doen, en ek wil jy herinner om jy bestellings te plaas. Het sy via Google Forms, per e-pos of kontak die kerkkantoor, en dan vra die kerkkantoor ook vir hulp. As jy dalk bereid is om te help met die voorbereidings van die kos, of om die dag te kom help opskep, of die kontrole, die COVID-19 kontrole, goed wat hier moet gebeur, laat weet asseblief die kerkkantoor, sodat hulle kan weet wie kom help daardie dag. Vriende, dan weet ons dat die COVID-19 pandemie en die grendeltyd verskeie steurnisse in ons lewens kon veroorsaak het. Dit het as ware ons ritme uitgegooi, maar dit is ook deel van die geskiedenis. As my dogtertjie eendag vir my vra, mamma, wat het gebeur in die jaar dat ek gebore is, dan kan ek vir haar vertel, as die Here wil, dat ons deur die COVID-19 pandemie geleef het. Dit is deel van die geskiedenis, en dit het op 'n manier ook ons gemeente se werksaamhede baie beïnvloed. En daarom het ons gedink dat ons iets wil maak om ons te herinner daaraan, ook as gemeente. So ons het gedink ons wil 'n kunswerk maak of 'n collage, maar ons het jou hulp nodig, ons het u hulp nodig, en ons wil vra die dag van die drive-through op die 30ste Augustus, of u nie vir ons 'n teksvers of 'n gedagte, iets wat vir jou deur hierdie tyd gedra het so ver, of jy nie dit wil neerskryf of wil uittik, en as jy wil jou naam daarby wil sit, en dit saambring nie. Ons wil dit bymekaar maak, en die mense wat ons gaan help om hierdie collage te maak, sal dan dit gebruik om as deel van die collage of die kunswerk te vorm. Ons gaan dit ergens in die kerkgebou opsit, ter herinnering aan hierdie tyd, en wat ons beleef het. So ons vra regtig dat u ook by hierdie inisiatief sal inkoop. Gemeente, ons het nou al baie gehoor dat die Bybelgenootskap hierdie jaar hulle 200 bestaansjaar vier, en ons weet dat hulle al tydens hierdie 200 jaar baie goeie werk gedoen het. Een van dit is dat hulle in 1941 die 4de
Braille Bybel in die wêreld uitgebring het, volledig in Afrikaans. Daar gaan nou 'n foto verskyn waar jy kan sien hoe lyk hierdie Bybel en dit is nie 'n klein dun Bybeltjie nie. Ons is bewus daarvan dat alle mense wat die Here dien, graag 'n Bybel in hulle besit wil hê, veral in hulle eie taal. En dit is wat die Bybelgenootskap ook hierdie jaar doen met hulle 2 miljoen Bybelprojek. Ons as gemeente is opgewonde om saam deel te neem aan hierdie inisiatief, deur middel van die hardloop of stap wat ons al verlede week vir u van vertel het, en die challenge wat Willem en Wouter daar buite gesit het. So kom ons kyk gou na die volgende video, ook om vir julle opgewonde te maak oor hierdie inisiatief en deelname van die gemeente. Hasie Willem, ek wil hom net sê ek aanvaar jou challenge vir die virtuele stapdraf vir die Bybelprojek. Trouwens, ek is bereid om daai 5 km te reis na 10 kilos toe. Ek kom nou van 'n lekker drafie af en ek dink ek sal genoeg reserves hê om dit te kan voltooi. Sterkte vir jou 42. Ek hoop jou reserves gaan genoeg wees om dit te voltooi. En dan challenge ek nou vir Anne-Marie, Jana en Ido saam met hulle gesinne, hulle mans, vrouens en die babietjies en die stootkarretjies om ook 'n 5 km te doen. Kom aan kollegas, kom ons doen ons deel vir die 2 miljoen Bybel projek van Bybelgenootskap. Goeiedag vriende, ons het 'n lekker uitdaging gekry laasweek van Wouter en Willem wat nogal grootmond geword het. Ek het gewonder hoe oud is hulle. Ek sien nie vir hulle vra op die kamera nie. Maar al wat ek weet is dat Wouter sê my het baie reserves. Ek het dit nog nie self beleef nie, maar ek het 'n pram en ek het 'n kind en wanneer ons die resies gaan doen, dan sal ek wanneer die reserves opraak, Wouter, dan sal roog maar aangaan en ek sal jou in die pram laai, dat kan klaarmaak. Maar ons sal daar wees met ons family. En ons sal deelneem aan hierdie pretloop. So ons het definitief vir die challenge wat ons kollegas gerig het aanvaar. So hoe lyk dit? Gaan julle ons join? Oud en jonk, die klomp tieners en die kinders gaan saam met my 'n stappie of 'n drafie maak. Kom join ons. Ons sien uit na die uitdaging. So gemeente, gaan kyk gerus op die Bybelgenootskap se webwerf, daar kan julle inskryf. En kom ons stap die strate van La Rochelle plat, kom hier by die kerk, kom neem 'n lekker foto en stuur dit vir ons op ons gemeente se WhatsApp lyn. En ons is regtig opgewonde om saam met julle deel van hierdie inisiatief te wees. Kollegas, nou sit ons hier met 'n lekker probleem. Willem, jy het nou so gepraat van die reserves wat jy nou het. Maar ek dink daar's 'n bietjie van 'n challenge nou as ek so na die tyd kyk in die 23ste Augustus. 42 kilos is nog al 'n eentjie. Ek dink jy moet maar sommer nou al begin stap en kyk of jy betyds gaan klaarmaak. Sterkte kollega. So vriende, kom ondersteun hierdie inisiatief op die 22ste en die 23ste Augustus. Ek het sommer gister ons gesin ingeskryf en ons is opgewonde om te gaan stap. Onthou om na die webtuiste toe te gaan wat op die pamflet gedruk is van die reeks, of gaan Google sommer die Bybelgenootskap en daar sal jy al die besonderhede kry en waar jy kan inskryf. Ons is opgewonde om vanoggend weer die woord van die Here te hoor, maar voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Here, ons het nou in Psalm 119 gelees, dat u woord vas staan in die hemel, dat u trou van geslag tot geslag duur. Here, dat u woord vir ons vreugde gee, en dat ons verseker is dat ons aan u behoort. Dankie vir hierdie woorde. Dankie Here vir hierdie belofte van u getrouheid.
Dankie vir u asem tussen bladsye van u woord. Here, mag ons vertrou dat dit wat ons vanoggend gaan hoor, ons weer eens sal vernuwe, wanneer ons nou uit u woord gaan lees. Mag u woord ons help om aan u getrou te bly, ook in 'n tyd van groot onsekerheid en benoudheid. Here, dankie dat ons kan bid in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Vriende, dit is mos nou 'n metronoom. Altyd gestaan, soos ek dit kan onthou, op die musiekjuffrou se klavier. En die doel daarvan was om op so 'n ritmiese manier leerders te help wat hulle 'n musiekeksamen wil aflê sodat hulle ritme kan aanleer om uiteindelik hulle musiekstuk dan nou so goed te kan speel dat hulle eksamen sal slaag. En as ek aan hierdie ritmiese beweging van 'n metronoom dink, dan dink ek altyd aan my weermagjare. Almal van ons wat daar was, of wat familie dan nou gehad het wat daar was, weet hoe dat dit 'n fisieke uitdagende tyd in ons lewens was. Ons moes hardloop, vir alles het jy gehardloop, en op alle maniere het jy gehardloop. Selfs ook wanneer jy in 'n peloton aangetree was, waar daar 30 manne in 'n rye van 3, sal ek nou maar dit so verduidelik gestaan het. En dan moet ons in daai peloton hardloop vir kilometers. Wat nogal 'n moeilike ding is om in ritme te bly, want jy moet mos nou ook met jou voete val in ritme bly, dit moet links, regs wees en so meer. En wat ons onsself aangeleer het dan, om hierdie afstande te hardloop, was om, terwyl ons hardloop, sing ons die lied, Shosholoza. Maar dan is elke tweede regtervoet, stamp ons ook harder as die ander voete val. So dis da, doef, da, doef. En daardie ritme, en die meesleurende effek van die lied wat ons sing, kon ons vir kilometers laat hardloop het, sonder dat jy agtergekom het, eintlik hoe moeg jy is. Want, vir ons was dit belangrik, om uiteindelik by die eindbestemming aan te kom. Dat is tog nou mos maar net kan rus. Nou, hierdie ritme wat ons gehad het, of wat nou gedemonstreer, wat ek nou probeer demonstreer het met die metronoom, is ook so in ons lewe. Daar's ritmes in ons lewe. Kom ek probeer dit illustreer met nog 'n voorbeeld. Die baie bekende en beroemde skilder Pablo Picasso stap eendag af in 'n straat in Parys, en van vooraf kom 'n vrou en sy herken hom. En sy stop by hom en sy sê vir hom, meneer Picasso, kan jy nie asseblief, wil jy nie asseblief, ek het jou nou herken, maar wil jy nie asseblief hierdie pen en hierdie papier vat en net 'n skets van my gesig maak nie? Ja, sê hy baie vriendelik, ek sal dit enige tyd doen. En hy vat die papier en hy skets, hy skets baie vinnig, skets hy haar gesig, natuurlik nou na die beste wat jy nou kan dink. En hy gee die skets vir haar terug en hy sê vir haar, mevrou, hier is dit sal jou 5000 frank kos. En die vrou val amper op haar rug vir hierdie geweldige bedrag, wat sy nou vir hierdie skets moet betaal. En sy sê vir hom, jene, meneer Picasso, dit het jou letterlik net 'n paar oomblikke geneem. Bedoelende nou, en jy vra my hierdie prys.
waarop hy geglimlag het en vir haar gesê het, nee mevrou, dit het my 'n leeftyd geneem. Om op 'n punt te kom, natuurlik waar hy dan nou was. 'n Leeftyd van leer en oefen en leer en oefen, totdat hy sy doel bereik het om 'n skilder te wees. En vandag weet ons watter beroemde skilder hy was. Maar dit is ook so in ons geestelike lewe. God werk ook dwars deur die woord, dwars deur die Bybel met ritmes. En as ons nou vandag vir u sê, wanneer God ritmies asemhaal, bedoel ons eintlik nou maar daardeur om aan te sluit by die oorhoofse tema, God se asem tussen bladsye, dan bedoel ons eintlik maar daarmee, dat God ook ritmies handel in die Bybel, met sy volk en met ons as mense. Ons sien dit raak, heel letterlik heel aan die begin, tyd, laat nou nie toe dat ek vir die baie meer sê nie, maar reg aan die begin, hoe God die aarde geskep het, sy skepingswerk, hoe hy dit gedoen het. Lees dit nou maar weer in Genesis 1, dan kan jy mos nou self sien, die ritme wat God gevolg het. Maar dis nie net die ritme in hoe hy geskep het nie, dis ook die ritme wat na vore kom in wat hy geskep het. Dink byvoorbeeld aan die ritme van die seisoene. Dink aan die ritme wat dalk meer vir ons nader aan ons is, die ritme van dag en nag. Dink aan die ritme van diere, die paringsritmes van diere, die migrasieritmes van diere, van landdiere sowel as voëls. God werk in 'n soort van 'n ritme wat ons net moet raak sien. En agter hierdie ritme is daar 'n goddelike doel. Ons praat nou van die skepping, maar daar's 'n goddelike doel agter hierdie ritme waarmee God werk. Want Paulus sê vir ons, uit God en deur God en tot God is alle dinge. Tot God, tot eer van God is alle dinge. Hy gebruik die ritmes van die lewe wat hy geskep het, maar ook in sy skepping self, om ons hierdie ritmes aan te dui sodat sy eer daardeur gedien kan word. Maar kyk 'n mens nou ook 'n bietjie dieper as die bloot ooglopende tekste, waarvan ek nou hier gepraat het, nou byvoorbeeld Genesis 1, dan sien jy dat daar dieper ook 'n ritme lê waarmee God werk met sy mense, met sy kinders, met hulle wat 'n nou pad saam met hom stap van die begin af. En daardie ritme lê in jy kan 3 fases van die ritme onderskei. In die heel eerste plek is daar, wanneer God met ons werk, met mense werk, dan is dit vir God belangrik om vir hulle die aspek van nederigheid ten opsigte van wie God is, aan te leer. Dit vir hulle bekend te maak. As God dit gedoen het, is die tweede fase van sy ritme om hulle hulle afhanklikheid van God aan hulle bekend te maak. En dan is die derde fase van sy ritme wat hy gebruik, dat hierdie mense dan, wanneer hulle nederigheid voor God besef, hulle afhanklikheid van God besef, dat God hulle tog verhef. 'n Mens sou selfs kon sê verheerlik, as 'n laaste fase van sy ritme. Nou weer eens die tyd ontbreek, maar kom ons vat nou net weer aan die begin van die woord Moses as 'n voorbeeld. Nadat hy die Egiptenaar doodslaan, stuur God hom vir 40 jaar in die woestyn in. En daar in die woestyn, voordat God hom dan weer roep by die brandende bos, daar leer God hom wat nederigheid is. Dat hy nie sommer maar op sy eie kan optree en sommer maar maak wat hy wil nie, om nederig voor God te kan lewe. Die tweede ding wat hy hom uiteraard in 'n woestyn opset leer,
is hoe afhanklik hy van God is en van God se genade en van God se goeie gawes wat hy vir hom gee. En dan die laaste fase. Dan verhef God vir Moses so dat hy hom uitstuur en dat hy vir Moses aanstel om met die farao te praat om sy volk uit Egipte uit te lei, om daai leierskapsrol op te neem en dan sy volk uit Egipte uit te lei. God het 'n doel gehad daarmee met Moses om sy volk uit Egipte uit te kry en vandaar hierdie ritme wat hy ook vasgelê het. Daar's baie ander voorbeelde, Dawid, Gideon, die tyd ontbreek nou. Maar 'n laaste voorbeeld wat ek tog wil noem wat vir ons betekenisvol is, wat 'n bietjie op 'n ander vlak lê, is die voorbeeld van Jesus self. Nie dat Jesus iets geleer moes word nie, maar dat Jesus vir ons iets leer deur God se werking in sy lewe. So lees ons byvoorbeeld dat Paulus sê in Filippense 1, leer hy vir ons dat Jesus homself moes verneder deur mens te word hier op aarde om sy verlossingswerk hier te kom voortsit. En hoeveel keer het jy nie al preke gehoor waar gesê word dat ons moet hierdie nederigheid van Jesus ook in ons lewe beoefen nie. Daarna, nadat Jesus gedoop is, gaan hy lei God hom in die woestyn in. En daar probeer Jesus ook aan ons deurgee dat ons in afhanklikheid van God moet lewe. Deurdat hy vir die Satan sê, wanneer die Satan hom versoek vir hom sê, 'n mens kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ons is afhanklik van elke woord wat uit die mond van God kom. En aan die einde verhef God vir Christus. Hy hef hom op uit die dood. Hy verhef hom die hemel in, waar hy sit aan die regterhand van God die Vader. En wat is die doel hiermee? Wat is die doel met Jesus, hierdie 3 fases in Jesus se lewe? Om God se verlossingsplan aan ons bekend te maak en vir ons die voorbeeld te gee hoe dat God met ons werk deur 'n sekere ritme heen. Dit sê vir my en vir jou dat ons moet wakker wees vir die ritmes waarmee God ook in ons lewe daagliks wil werk. Hoekom? Sodat ek en jy ook ons doel kan bereik wat God vir ons het in hierdie lewe. Dis die belangrike ding. Nou die ritme van nederigheid en van afhanklikheid en van verheffing geld steeds vandag nog vir ons. Maar in die gedeelte wat ons nou gaan saamlees, is daar 'n ander ritme waarop ek julle wil attent maak as hierdie 3 wat ons so pas met mekaar gedeel het. Maar voordat ons nou by daai ritme kom, die 3 ritmes wat God uit die geleesde gedeelte wat ons vandag wil saamlees vir ons het, sodat hy sy doel met ons kan bereik, kom ons sê net enkele dinge oor die doel van God met ons lewe. Net 3 punte. Die mooiste vers vir my, en ek dink dit wat beskryf word in die woord, wat so wonderlik is om te hoor, vind ons in Efesiërs 1 vers 4, maar dan in die vertaling van The Message. Hoor hierdie wonderlike vers. Daar staan, long before he laid down earth's foundations, he had us in mind. Vir my en jou in gedagte gehad. And settled on us as the focus of his love, to be made whole and holy by his love. God se eerste doel met my en jou lewe is hy het ons geskep sodat hy ons kan lief hê, so lief hê,
dat hy ons kan heel maak, wanneer die sonde ons breek, maar aan die ander kant ook, dat hy ons kan heilig maak, toegewyd, afgesonder aan hom kan maak. Dis ons eerste lewensdoel. Die tweede ene is, ek is in hierdie lewe, om my met die hulp van die werking van die Gees in my lewe, voor te berei vir die ewige lewe. Net een teks, dis baie, net een skrif, 2 Korintiërs 5 vers 11. Ons weet, dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dis 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Dis waarheen ons gaan, die woning wat deur God gemaak is, wat ewig bly staan. Jy kan dit vergelyk, almal van ons was al op vakansie. Nou as ons hier uit die Kaap uit argumentshalwe op vakansie moet gaan na die Kreerwiltuin toe. Die Kreerwiltuin is ons eintlike doel, dis ons eindbestemming. Maar op pad soontoe bly ons slaap ons oor argumentshalwe op Beaufort Wes. Beaufort Wes is nie ons einddoel nie, dis 'n deurgang op pad na ons einddoel toe. As ek die beeld van die weermag wat ek aan die begin gebruik het, verder kan uitbrei, ons het gepraat in die weermag, as jy na 'n spesifieke plek toe op pad was, van 'n deurgangskamp. Jy het eers in 'n deurgangskamp gebly, voordat jy na die uiteindelike plek toe is waar jy moet wees. Die lewe is 'n deurgangskamp. Die lewe is soos Beaufort Wes, by wyse van spreuke op pad na die Kreerwiltuin toe vir ons Kaapenaars. Dit is nie alles nie. Ons is op pad na die eintlike bestemming toe. Die derde ding is, ek is hier om God beter te leer ken, sodat ek tot sy eer kan lewe. Spreuke 9 vers 10 sê, jy het werklik insig wanneer jy die heilige God ken. Dan het jy insig om te lewe, wanneer jy die heilige God ken. Dis ons doel. Nou goed, as ons dit weet, wat is dan die ritmes wat God vir ons beskryf, waarmee ons kan lewe om hierdie doel, hierdie 3 punte in ons lewe 'n realiteit te maak. Ek wil hê julle met my saam lees uit Deuteronomium 6 uit. Deuteronomium 6, ons gaan lees van vers 4 tot en met vers 9. Bladsy 196 in my Bybel, 196. Luister gou, baie bekende gedeelte, maar ek hoop ons kan 'n ritme hier agterkom. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê en met hart en siel en met al jou kragte. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande wanneer jy dan nou werk, as ek dit kan byvoeg. En dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Ons lees tot sover. Wat is die ritme wat ons hier agterkom? Deuteronomium 6 vers 4 is die teks wat Jesus ook gebruik ook in ander verwysings, maar kom ons sê dan sommer Markus 12 vers 29. Jesus stel dit so: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. God
wil hê ek moet hom nadenkend lief hê. Ek moet nadink oor wat ek doen en wat ek sê en hoekom ek dit doen en hoekom ek dit sê. Ek moet dink wat ek dink daaroor. Dis die eerste ritme wat ek moet vestig in my lewe om nadenkend, wat natuurlik nou verteenwoordig met jou hele verstand. Ek moet nadenkend oor God lewe, dag na dag. Die tweede ene, ek moet met oorgawe en met 'n passie lewe. Wat nou gelykstaande is aan met my hele hart en met my hele siel, met my hele hart. Ag, ek onthou, daar was 'n liedjie in my jong dae, ek kan nou nie die liedjie se naam onthou nie, maar ek dink sommer nou daaraan, dan begin die persoon wat nou die liedjie sing, en dan begin hy sommer praat hier in die liedjie, dan sê hy, for you, dis 'n liefdesliedjie, dan sê hy, for you I will swim the deepest sea, I will climb the highest mountain. Dis passie. Ek sal vir jou, ek sal oor die diepste see swem, ek sal die hoogste berg uitklim vir jou, vir die persoon wat hy dan nou lief het. Dis hoe ons met passie vir God moet lief hê, en dit moet uitleef, en ook bereid moet wees om wat ook al te doen. Die laaste een, wat baie meer prakties is om God lief te hê met al my krag, met al my vermoëns. Ag, ek dink sommer as 'n voorbeeld, omdat ek nou daarbey betrokke is by ons omgeebediening, hoe dat daar 'n ritme van hierdie met al my kragte is, om maandeliks by mekaar te kom, die voedselpakkies te pak, dit uit te kry by die mense, en dit ritmies maand na maand volgens hulle vermoëns te kan doen. Die gevaar bestaan as jy hierdie ritme nie in jou lewe inoefen nie, dat jy nie God se doel met jou lewe sal bereik nie. Want sien, daar is 3 dinge wat God nie kan hê as jy dit nie vir hom gee nie. Nie omdat God nie by magte is om dit by jou te vat nie, maar omdat hy jou die keuse gee. Daar's 3 dinge wat hy nie kan hê as jy dit nie vir hom gee nie. En die eerste is, God kan nie jou aandag kry as jy dit nie vir hom gee nie. Dit is om God met jou verstand lief te hê. Bou daardie ritme in jou dag in om God te oordink. Na te dink, soos ons sopas gesê het, oor God. Die tweede ding wat God nie kan kry by jou as jy dit nie vir hom gee nie, is jou toegeneentheid tot hom. Die passie waarmee jy leef vir hom. Die hartstog wat jy openbaar vir hom. Dis om God met jou hele hart en met jou hele siel lief te hê. As daar nie 'n passie in jou hart vir die Here is nie, en dit is iets wat deur die Heilige Gees en deur ons kennis van God en deur ons verstandelike nadenke oor God in ons ontwikkel, as ons later begin besef wie hierdie God is wat ons geskape het. En die derde ding wat ons nie kan kry nie, wat God nie kan kry as ons dit nie vir hom gee nie, is ons vermoëns. En dis om God met al jou krag lief te hê. Alles wat binne in jou is, om lief te hê. Dis ritmes wat jy in jou daaglikse lewe moet inbou. En hoe doen jy dit? Deuteronomium 6 gee vir ons die voorbeeld. En ek wil nie baie daarop uitbrei nie, ek sluit af om dit net weer vir julle te lees. Wat sê Deuteronomium 6? Jy moet die gebooie van God inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat. Praat jy met jou kinders oor God? En jy moet dit doen as jy by jou huis is en as jy op pad is. Moenie vir God by die huis los as jy op vakansie gaan of as jy op pad gaan nie. As jy gaan slaap en as jy opstaan in jou huis, met jou mense, met jou gesin,
Dis waar dit begin. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, sigbaar, waar jy ook al kom en wat jy ook al doen met jou hande. En die laaste een, dit moet 'n merk wees, of tweede laaste een, 'n merk wees op jou voorkop, dat ander dit ook by jou raak sien. En dan skryf dit op jou deurkosyne en in jou stadspoorte. Mens sou baie daaroor kon sê, maar ons kan bloot maar net begin deurdat ons hierdie ritme van geloofsgewoontes in ons lewens aanleer. Wat jy elke Sondag kry, wat Jana vir ons opstel, die huisgeloof, dit wat nou uitgaan, die gewoontes om op 'n ritmiese manier, 'n aanhoudende manier tot eer van God te kan lewe. Vriende, wanneer God ritmies asemhaal, dan is hy besig om ons so te lei deur sy Gees, dat ons tot sy eer en tot sy verheerliking sal kan lewe. Kom ons dank hom daarvoor en kom ons vra dat hy dit ook aan ons sal skenk. Hemelse Vader, ons dank U vir U woord en ons dank U, Here, dat ons kan agterkom uit U woord, dat U werk met ritmes in U eie handelinge, hoe U met mense werk, in verhoudings met mense, en U gee dit ook vir ons in U woord, hoe ons dit self kan toepas in ons lewens. Help ons om raak te sien dat U ritmies asemhaal, dat U daar tussen die bladsye van die Bybel vir ons die ritme van die lewe deurgee, sodat ons U kan bewonder en kan weet wie U is, maar dit ook in ons eie lewe kan toepas om U te loof en U te prys en mekaar as medemense te dien. Dankie vir U woord en die krag daarvan wat in ons lewens deur die woord heen, deur U Gees 'n waarheid word. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Wees welkom saam sing as jy woorde ken. Dit sal verskyn ook vir jou om te help. Ek roem U naam, ek wil graag sing, ek wil U eer en hulde bring, want daar is trou en liefde by U. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. En ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Kom ons sing saam. Met my hart, met my siel, met my woorde, kom ek kniel. Halleluja,
Laat my wil, laat my vlees en my gedagtes heilig wees. Halleluja, sal my lewe sing. Met my hart, met my siel, met my woorde, kom ek kniel. Halleluja, sal my lewe sing. Laat my wil, laat my vlees en my gedagtes heilig wees. Halleluja, sal my lewe sing. Vriende, kom ons luister na die seën van die Here en ons bid en ons vra dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons trooster by en met ons sal bly. Amen.